Goeiedag julle almal en vandag wil ek met julle die volgende boodskap deel en die boodskap gaan uit Johannes 2 vanaf vers 13 tot 25, die reiniging van die tempel. En so ek wil hê julle moet saam met my gaan na Johannes 2 vanaf vers 13 tot 25. Ons gaan dit saam lees en dan gaan ek so 'n bietjie die konteks verduidelik en van daar af gaan ons na jou en my toe gaan. Nou hoor mooi wat sê dit hier in Johannes 2 vanaf vers 13. Dit sê die Paasfees van die Jode was naby. En Jesus het daarvoor na Jerusalem toe gegaan en op die tempelplein het hy die verkopers van beeste, skape en duwe gekry en die geldwisselaars wat daar sit. En toe het hy met touwtjies 'n sweep gemaak en almal uit die tempel uitgejaag, ook die skape en die beeste. Die geld van die geldwisselaars het hy op die grond gegooi en hulle tafels het hy omgekeer. Vir die mense wat die duwe verkoop het hy gesê, vat hierdie goed hier weg, moenie die huis van my Vader 'n besigheidsplek maak nie. Toe het sy disippels daarom gedink, dat daar geskrywe staan, die liefde vir u huis verteer my. Maar die Jode het hom aangespreek en vir hom gesê, met watter wonderteken kan u vir ons bewys, dat u hierdie dinge mag doen? En Jesus het hulle geantwoord, breek hierdie tempel af, en in 3 dae sal ek hom oprig. Die Jode sê toe, 46 jaar lank is daar aan hierdie tempel gebou, en u sal hom in 3 dae oprig. Met hierdie tempel het hy egter sy liggaam bedoel. En later, nadat hy uit die dood opgewek is, het sy disippels daaraan gedink, dat hy dit gesê het, en hulle het die skrif en die woorde van Jesus geglo. Terwyl Jesus by die viering van die Paasfees in Jerusalem was, het daar baie mense tot geloof in hom gekom. En toe hulle die wondertekens sien wat hy doen, maar hy het hom nie op hulle verlaat nie, omdat hy geweet het hoe hulle almal is. Hy het nie nodig gehad dat iemand hom iets van 'n mens vertel nie, want hy het self geweet hoe die mense is. Nou net tot sover ons skrifgedeelte, en ek wil graag 'n paar dingetjies uitlig. Want baie keer wanneer ons kyk na hierdie gedeelte, dan is Jesus wat die tafels omkeer, so die groot gesprek soms. En baie mense praat van, mag ons kwaad word, mag ons nie. Ons moet net nie sondig terwyl ons kwaad word nie. En dit raak baie keer die oorhoofse gesprek. En wanneer ons kyk na hierdie gedeelte, dan het dit eintlik niks met dit te doen. Absoluut niks. Daar's 'n baie dieper betekenis, 'n groter betekenis, en ons gaan vandag 'n bietjie kyk na die konteks, en vanuit die konteks dit deurtrek na jou en my toe. Nou ek wil eerstens by 'n paar goedjies stil staan. Nommer 1, die Jode is besig om die Pasga te vier. Met ander woorde, die uittog uit Egipte, wat God aan die Israeliete kom sê, luister, julle vat 'n bossie, julle smeer die bloed van 'n lam aan die deurkusyne, en dan gaan julle spaar wanneer die engel verbykom, maar uit Egipte uit gaan ek die eerstgeborenes dan doodmaak. En dit was daai tyd met die 10 plaae, julle sal dit ook dan nou ken. Nou so, hulle is besig om hierdie dan te vier, en dan kom Jesus op hierdie scene, as ek dit so kan sê, en Jesus gaan nie toevallig na hierdie fees toe nie, maar hy wat die lam van God is, wat die sondes en die verlossing vir die mens sal wees, is dan tussen hulle. So waar uit daai tyd die verlossing was, uit Egipte uit slawerny uit, kom Jesus, die lam van God, wat sy bloed sal gee vir ons verlossing, vir ons sonde, is dan in die midde van wat nou hier aangaan, die tradisie en die fees. Nou belangrik, dan sien ons ook die beeste, ons sien die skape en die duwe, wat dan gebruik word of verkoop word, dan ook vir hierdie offers wat gebring word. Nou belangrik dat Jesus raak eintlik kwaad, want hierdie ouens, die geldwisselaars, is besig om die mense uit te byt om hierdie offers dan te bring. Met ander woorde, hulle kom, daardie was die wêreld baie kleiner, dit was nie so groot soos ons wêreld vandag nie, in die sin dat vandag het ons net hierdie geldwisselaars wanneer ons Australië toe, of Amerika toe, of na 'n ander land toe gaan. Daai tyd was dit dorpe en stede, het verskillende geldeenhede gehad. En so kom hulle dan daaraan,
hulle moet hulle geld verruil en verander, dat hulle so dan die duiwe of die skape of die beeste kan koop vir die offers wat hulle dan vir hulle sondes wil laat offer en betaal. Nou dit is belangrik dat ons sien nie sodat Jesus raak kwaad, want hulle is besig met korrupsie. Hulle is besig om die mense uit te byt en geld te maak uit hierdie mense wat na hierdie offerouens te kom, hierdie geldwisselaars te kom, en hulle wil tog net 'n offer bring vir God, die God Allerhoogste, en dan byt hierdie ouens hulle uit, en Jesus kan dit eintlik nie verdra nie. Hy sê eintlik, sien hy die dieper betekenis hiervan, hier is 'n plek waar ons juis ons sondes kan kom bely, juis kom gee wat ons het, en hier kom hierdie ouens en hulle byt dit uit met geld, om geld en wins te maak uit hierdie mense wat eintlik net 'n offer wil bring. En so daarom raak Jesus kwaad vir dit wat hier gebeur, hierdie korrupsie, hierdie winsmaking van iets wat eintlik baie heilig moet wees en spesiaal behoort te wees. Nou verder, soos ek nou gesê het, met die geldwisselaars, Dawid moes hulle die geld wissel ensovoorts om dan daai goedjies te koop. Verder sien ons dan ook dat Jesus gaan met die tempel wat hy dan vir hulle sê, luister, ek sal dit afbreek en in 3 dae oprig. Dan sien ons dat die tydperk wat dit gevat het vir die tempel om gebou te word, is 46 jaar. Nou interessant, dis altyd hoekom ek die woord van God so lief het, dat Jesus kom sê, luister, my liggaam sal sterf, maar dit sal weer opgerig word in 3 dae, en hy praat dan van sy liggaam as die tempel, maar behalwe dit, dat ek en jy in ons liggaam, ons fisiese liggaam, wetenskaplik 46 kromosome het. Ok, die X en die Y. So met ander woorde, 23 van jou pa, 23 van jou ma, en dis letterlik fisies wetenskaplik dan 'n samestelling van jou liggaam. En so wat vir die mens 46 jaar vat, kom sê Jesus, luister, ek sal dit oprig in 3 dae, en behalwe dit, kom Jesus letterlik, en ons gaan dit nou lees in 1 Korintiërs 6, waar hy praat van ons is nou die tempel, kom praat hy van sy liggaam, en hy sê dit het julle 46 jaar gevat, maar ek, wat uit 46 kromosome bestaan, sal opgerig word. En hoe amazing is dit nie, dat Jesus kom tref eintlik hierdie wetenskaplike benadering en vergelyking met die 46 jaar van tempel versus 46 kromosome waaruit jou liggaam dan ook bestaan as die tempel van God. En dan laastens het ek hier gesê in vers 23 tot 25, dan sien ons daar, die Bybel sê dat Jesus, ek gaan dit net gou weer lees, dat Jesus het hierso, maar hy het hom nie op hulle verlaat nie, omdat hy geweet het hoe hulle almal is, en hy het nie nodig gehad dat iemand hom iets van die mens vertel nie, want hy het self geweet hoe die mense is. Praat dan ook daarvan, dat Jesus het dan nie homself toevertrou aan die mens nie, want hulle het hom net gevolg vir wondertekens, hulle het hom net gevolg uit wat hulle uit hom kan kry. Op 'n tyd ook verder in die evangelies, dan sien ons ook dat Jesus op 'n tyd die mense vermaan, en hy sê, julle volg my net vir die brood wat ek vir julle gegee het. Maar ek, Jesus Christus, is eintlik die lewende brood. En so Jesus verduidelik dan ook hier, dat luister, julle kom net na my toe vir dit wat julle uit my kan kry, maar julle kom nie werklik vir my nie. En daarom sê hy ook hierso, ek het nie myself toevertrou aan die mens nie. Ek het nie regtig oopgemaak, as ek dit so kan sê, teenoor die mens nie. Ek het myself bietjie een kant gehou, vir hulle wat my werklik wil volg, want die mense het Jesus net eintlik gebruik. En so is dit belangrik, wanneer ons kyk na hierdie gedeelte vandag, dat ons onsself 'n paar vrae sal vra. So daai is so 'n bietjie agtergrond en konteks. Maar die eerste vraag wat ek wil vra vir jou en my is, wanneer ons kyk na ons eie lewens, is ons besig met ware aanbidding teenoor Jesus Christus, teenoor God? Of is ons besig met allerlei afleidings? Is ons besig om te kyk wat se wins en wat kan ons uit Jesus uitkry? En wat se wins ons kan maak, soos hierdie ouens, uit dit wat Jesus vir ons kan gee? Of is ons werklik besig met ware aanbidding? Is ons werklik besig om hom te aanbid, om verhouding met hom te hê? Of is ons besig om net sekere goed van hom te vra en te wil hê?
Nou, wanneer ons gaan na 1 Korintiërs 6, vers 19 tot 20, kan julle dan ook gaan lees, en dit praat daarvan, dat ons God moet verheerlik in ons liggame, want ons liggame is 'n tempel van die Heilige Gees. En so belangrik, het Jesus tafels kom omkeer hier by die tempel, want hy wil die tempel geheilig het. En daarom my vraag aan jou en my vandag is, wanneer Jesus na ons toe kom, watse tafels wil hy dalk omkeer vandag in jou en my lewe? Watse tafels wil hy kom omkeer in ons harte? Dinge wat nie pleis nie, dinge wat nie daar behoort te wees nie, dinge wat keer dat ek en jy 'n volle en 'n mooi en 'n volledige verhouding met Jesus Christus kan hê. En so is dit belangrik, ek het hier neergesê, as Jesus vandag na jou toe sou kom, jy as sy liggaam, sy tempel, en hy kom na jou toe, sou hy vandag die volgende gekry het, gebed of afleiding. En wat ek bedoel ook met afleiding is, ook al die goed op sosiale media, maar ook baie keer, hy het so 'n verhouding met Jesus Christus deur sosiale media. Met ander woorde, ons lees 'n versie van iemand, of ons quoteer iets wat iemand gesê het op sosiale media, of op Instagram, en dis eintlik die oppervlakkige verhouding wat ons baie keer met Jesus het. En so sal hy werklik gebed kry, waar jy in jou binnekamer ingaan, waar jy regtig met hom praat, waar jy verhouding met hom het, of sou hy maar net 'n oppervlakkige, uiterlike, goeie optrede dalk kry. En dis wat ek hier ook gesê, sou Jesus werklike opregte aanbidding gekry het, as hy nou vandag by jou sou aanklop, of sou hy maar net 'n goeie, uiterlike optrede en godsdiens kry. En so is belangrik vandag, want Jesus wil vandag in jou en my lewe, wil hy tafels kom omkeer. Nie om ons seer te maak nie omdat hy kwaad is vir ons nie, maar eintlik, want hy wil ons as sy tempel gesond hê en heilig hê. En so ek wil hê julle moet sy hart agter dit sien. Jesus is nie net nie kwaad nie. Hy is nie net iemand wat met die verkeerde voet uit die bed uit opgestaan het nie. Jesus is hier eintlik innerlik besorgd oor die mens wat verlore gaan, oor die mens wat die lam van God, wat in hulle midde staan, nie erken nie, maar eerder allerhande offergawe sal bring, allerhande tradisies sal navolg, godsdienstigheid sal volg, in plaas daarvan dat hulle hom aanbid, die ware seun van God, wat in hulle teenwoordigheid dan ook staan. En so besef vandag dat Jesus wil ons as sy tempels reinig. Jesus wil hê dat ons volkome vir hom moet leef. En so daar waar jy sit of staan, vra jouself af, Jesus, watse tafels moet u kom omkeer in my lewe? Waarmee is ek besig wat keer dat ek volkome 'n verhouding met u het? Waarmee hou ek myself besig? Waarmee hou ek myself besig rondom afleidings? Wat keer dat ek werklik u hart optel? Waar ek werklik u beleef in my teenwoordigheid? En so, baie keer sal mense kerk toe gaan en ons sal allerlei godsdienstige goed doen, sonder om Jesus te erken in ons midde. Waarin al hoe meer gaan oor die latynkies, en dit moet so gedoen word, en dit moet so gedoen word, en singelletjie, geetjie, prekebietjie, en ons doen al hierdie goedjies. Maar ons vergeet waaroor dit werklik gaan. En Jesus kom sê self in sy woord, gehoorsaamheid is vir my belangriker as offers. En so al hierdie ander goedjies, die godsdienstige goedjies, is offers. Maar Jesus vra gehoorsaamheid. Jy sien, ek en jy kan kerk toe gaan, ons kan ons Bybel lees, ons kan van uiterlik baie mooi en deftig lyk, maar binnekant kan ons dalk dood wees. Jesus kom sê dit ook vir die fariseërs, die dominees, die pastore van daai tyd. Hy sê, julle is wit gepleisterde grafte, van buite af lyk julle tog te mooi. Julle is wit geverf van buite af, maar binnekant is julle eintlik soos 'n graf, julle is dood. En so my beroep vandag op elkeen van ons is ons besig met godsdienstigheid, is ons besig met tradisie, of is ons werklik besig met 'n verhouding met Jesus Christus? En net jy kan my vraag beantwoord. Ek wil bid dat die Heilige Gees met jou sal praat. God se woord is 'n tweesnydende swaard, wat deur murg en been sny tot in die diepste van ons harte. En mag hierdie woord vandag te doen, mag hierdie woord vandag ons harte insny, wanneer ons dalk besig is met die verkeerde goed, en ons lyk dalk mooi verander daar buite, maar binnekant het ons nie 'n verhouding met Jesus nie.
Dis net lippetaal. Mag dit vandag vir ons iets beteken en mag die woord ons aanspreek vandag. Nou ek wil afsluit deur te sê, maar as God hierdie tempel wil heilig, hoe word ek voller van die Heilige Gees? En nie wil ek kom sê dat dis eintlik 'n verkeerde terminologie. Ons kan nie voller word van die Heilige Gees nie. Want hoekom sê ek so? God kom gee die Heilige Gees as die derde persoon van die Godheid in volkome vir ons. Maar dis meer ons wat onderdanig raak aan sy wil. Dis soos die Heilige Gees wat jy by die hand vat. En hy kom sê vir jou, Andrew, stap saam met my hierdie kant toe. En wanneer ek hierdie kant toe wil gaan, links wil gaan, wanneer die Heilige Gees regs wil gaan, dan is ek nie onderdanig aan hom nie. En daarom beleef ek hom dalk nie en is ek ongehoorsaam. En 'n volgende keer dan sê ek weer ja vir die Heilige Gees, dan gaan ek weer saam met hom. En dan sien ons baie keer 'n persoon wat so leef nou en dan sy stem volg en ja sê, en 'n ander persoon wat baie meer onderdanig dalk mag wees aan die Heilige Gees. Baie meer sy stem volg. En dan mag ons dink, maar daai persoon is voller van die Heilige Gees. Nee, hy het die totaliteit van die Heilige Gees, net soos jy hom het, maar jy is nie noodwendig onderdanig aan sy stem nie. En so wil ek hom sê dat, jy weet, ek het al selfs daai voorbeeld gebruik, waar ons 'n glas water vat en ons gooi 'n leeg glas vol water en ons praat van wees vol van die Heilige Gees en die Heilige Gees is soos die water ensovoorts. Maar is eintlik 'n verkeerde prentjie wat ons skep. Want ons het die Heilige Gees in totaliteit. God gee homself nie in stukke nie. Hy gee homself nie in gedeeltes nie. Hy gee homself in sy volheid. Maar dis hoe onderdanig ons is aan hom, hoe ons hom gaan beleef, hoe ons hom gaan uitleef en hoe ons gaan sien hy werk deur ons. En so is dit belangrik dat ek en jy sal besef. Ons het hom ten die volle, maar ons moet onderdanig wees aan sy wil, as ons hom ten volle reg wil verteenwoordig daar buite. En so belangrik het ek hier in Romeine 8 vers 14, dit sê, almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, nie 'n bietjie nie, nie 'n klein bietjie nie, nie stukke nie, maar die totaliteit, almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. En so belangrik hierdie gedeelte kom sê vir ons dat, as ons laat lei deur die Heilige Gees, as ons onderdanig is aan sy wil, dan is ons sy kinders. Dit is die seuns en die dogters van God wat hulle gelei word deur die Heilige Gees en wat hulle laat lei deur die Heilige Gees. En so dis 'n goeie toets, as ek dit so kan sê. En tot 'n mate 'n aftik om te sê, maar is ek besig om toe te laat dat die Heilige Gees my lei? Is ek onderdanig aan sy wil? Want hier kom sê dit vir hulle wat kinders van God is, laat hulle lei deur die Gees. En dan in 1 Petrus 1 vers 15 tot 16 lees ons, nee, soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. En so belangrik vandag, God kom vra van ons om heilig te lewe. Nou wat beteken die woord heilig? Die Griekse woord vir heilig, die definisie praat, afgesonder vir God se wil. Met ander woorde, soos ek nou gesê het, om te doen wat die Heilige Gees wil hê jy moet doen. Dis nie so baie net die moet en moenies nie. Baie mense kyk na heiligmaking en dink, dis perfeksie. En dit is nie. Dit is nie om net te fokus op die moet en die moenies nie, maar eerder, hoe laat ek myself toe om gelei te word deur die Heilige Gees? Is ek gehoorsaam aan sy stem? Doen ek wat hy vra van my? En dit kan te doen wees met roeping ook. Dit kan te doen wees met enige iets. Dan is die vraag, is ek gehoorsaam aan sy stem? En so belangrik, dat ek ook wil sê is, ons kan nie uit die vlees probeer heilig leef nie. Die Heilige Gees in ons, maak ons heilig. En so vandag haal ek so 'n bietjie pressure van jou af, om te sê, okay, so Andrew, wat ek probeer sê is, ek moenie die hele tyd probeer met dit en probeer dat en moet nie en moenies nie. Ek moet eerder net onderdanig wees aan die Heilige Gees se stem en toelaat dat hy deur my heilig maak en ek heilig lewe. Ja, moenie so probeer om in beheer te wees nie. Ons sondige natuur gaan nooit oorwin nie. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees deur ons werk. En wanneer ons sy stem dan hoor,
dan moet ons gehoorsaam wees en doen wat hy vra. En selfs dit gaan soms moeilik wees. Maar wat ek wil probeer kom sê is, ons gaan nie in ons vlees dit reg kry om reg te lewe nie. En dan sit ons onsself weer onder die wet, en onder die wet is daar vloek. Jesus kom sê vir ons, luister, ek het die Heilige Gees vir julle gegee. Word gelei deur hom, wees onderdanig aan hom, sodat jy heilig kan leef. En dis heilig maak. En dit gaan aangaan tot die dag as ons laaste asem hier uitblaas. Is dit belangrik dat ons gaan weet, ons gaan konstant moet sensitief wees vir sy stem en dan volg. En so my gebed vir jou is vandag, dat jy nie afgestomp sal wees teenoor die Heilige Gees se stem nie. Dat jy sal doen wat hy vra. Want ek en jy, soos ek hier voor jou staan, is ek 'n tempel van die Heilige Gees. Jy is 'n tempel van die Heilige Gees. En God wil sy tempel heilig hê. En daarom mag die Gees van God jou lei om heilig te leef en om 'n heilige tempel vir Jesus Christus te wees. Dit gaan alles oor hom, nie oor ons nie, nie oor offers, tradisies of godsdiens nie, maar dit gaan oor verhouding met hom en dat ons sy stem sal gehoorsaam wanneer hy praat. So kom ek bid vir elkeen van julle wat luister na hierdie video vandag. So Vader, ons kom bid vir elkeen wat luister, elkeen wat na hierdie video kyk, dat Here julle net sal aanraak daar in hulle kamer, waar hulle luister, waar hulle sit, waar hulle staan, raak hulle aan. En Vader, ek kom bid dat van hierdie oomblik af, as hulle afgestomp geraak het vir u stem, dat Here, dat hulle om vergifnis sal vra, dat u hulle sal aanraak, hulle sal vergewe, en Here, hulle weer sensitief sal maak vir u stem. Vader, vir elkeen wat probeer om in die vlees heilig te leef, en sukkel daarmee, dat hulle net sal oorgee, en onderdanig sal raak aan u leiding. Vader, ek kom bid ook vir elkeen wat dink vandag, dat deur sy offers, deur sy tradisie, deur sy kerk toe gaan, hy vir hom 'n plek in die hemel gaan oopwen. Bid ek Here dat u vandag hulle helder van verstand sal gee. En Vader, dat hulle ook vandag sal berou hê oor hulle eie vleeslike dade. En Here, dat hulle sal sê, jammer Jesus, waar ek in die vlees probeer het, kom gee ek nou oor aan die Gees. Ek kan dit nie doen nie. Ek kan dit slegs doen deur die Heilige Gees wat my heilig maak elke dag, soos ek sy stem gehoorsaam. Vader, ek kom bid vir elkeen vandag. Ons het hierdie hartsbegeerte om heilig te lewe. Ons is die tempel, Vader, en ons wil heilig wees vir u. Leer ons, lei ons, wys ons, sodat ons meer soos u mag lyk, in die naam van Jesus Christus. Amen. Blessings vir elkeen van julle in hierdie week, en mag julle sensitief wees vir die Heilige Gees se stem. Mag julle sy tempel heilig leef vir Jesus Christus.